So net om vir julle 'n bietjie weer agtergrond te gee. Ons is in Johannes hoofstuk 4 en ons staan hier aan die einde van hoofstuk 4 se kant toe. Maar is die einde van die gesprek tussen Jesus en die vrou by die put ook. Die vrou wat nie 'n naam het nie. Die vrou wat aanvanklik gedink het Jesus is 'n Jood en hoekom wil hy met haar praat? Maar tot en met hier toe wil ek julle net opvang, so Jesus vertrek van Judea af waar hy gedoop het, waar die disippels van Johannes begin vra het rondom, maar hoekom gaan die mense eerder na Jesus toe? En dan antwoord Johannes hulle en dan sê hy vir hulle, maar is omdat die een wat van die hemel afkom is bo almal. Dis reg dat hulle na Jesus toe gaan. Maar dan sien ons die fariseërs verskyn ook op die toneel. En hulle maak eintlik net amok. Hulle wil kom moeilikheid maak en dan sien ons Jesus doen 'n interessante ding. In vandag se tyd sou dit nie so gewees het nie. In vandag se tyd as iemand 'n pastoor aanvat, dan wil hy ook Facebook toe gaan en hy wil sy saak gaan regstel. En hy wil ook 'n ding op YouTube sit waar hy ander pastore uithaal. Dis nie wat Jesus doen nie. Die fariseërs kom om te konfronteer en hy onttrek. Dit is nie nodig om altyd die fight te fight nie. Jesus beweeg aan na die volgende dorp toe. Hy besluit om van Judea af Galilea toe te vertrek. Nou die Jode, as hulle van Judea af Galilea toe moes gaan, sou hulle 'n wye ompad gestap het om Samaria. Want Jode het geglo, jy stap nie deur Samaria nie. Dis onheilige grond. Die Samaritane is daar, hulle is die verwerptes, die uitgeskoptes, die teologies verwerptes, hulle is die slegstes van die sleg, hulle is 'n indringervolk, en eintlik was die Samaritane, Israeliete, wat agtergebly het, toe die res van die Jode in ballingskap geneem was. Toe daar 'n klein groepie agtergebly, en die Assiriërs het ingekom en onder hulle kom woon, en hulle volk daar uitgebrei. So die Samaritane glo ook in dieselfde eerste 5 boeke, maar omdat hulle halfras is, was hulle deur die Jode uitgeskop. Jode het die woord Samaritaan eintlik gebruik as 'n vloekwoord, as 'n skelwoord om mekaar uit te haal en mekaar sleg te sê. So hulle wou onder geen omstandighede deur Samaria loop nie, want dit sou jou vuil gemaak het. Dit sou nodig gewees het dat jy dan jouself moes reinig na die tyd, en dit was 'n klomp moeite. Maar sien, Jesus het 'n bonatuurlike afspraak. Hy het 'n bonatuurlike ontmoeting daar met 'n vrou en hy besluit toe om deur Samaria te loop. En toe hy by die put kom, stuur hy sy disippels vooruit. Hy sê, gaan kry julle so lanks kos, terwyl ek hier by die waterput wag. En dan sien ons hier in die hitte van die dag, hier om en by 12 uur se kant, kom daar 'n vrou om water te gaan skep. Wat nommer 1 vreemd was, want dit sou gewoonlik vroegoggend of laat aand gebeur het, want dit is net te warm om met hierdie kleipotte te loop van die waterput af huis toe. So die vrou kom met 'n rede in die middel van die dag, want onder die verwerptes was sy die verwerpte. Onder die slegstes was sy die slegste. En sy kon nie gaan water skep as die ander mense water skep nie, want hulle wou haar nie daar gehad het nie. Maar Jesus het 'n ontmoeting met haar. Hy praat met haar oor die lewende water, wat net hy vir haar kan gee. Hy praat met haar oor aanbidding, en dat aanbidding nie gebonde is aan 'n tempel nie. Ons weet die Samaritane het geglo dat alles het op een berg gebeur. Op hierdie berg was die tuin van Eden. Op hierdie berg het Abraham vir Isak geoffer. Op hierdie berg is die tempel. Dit is die berg waar hulle aanbid het, want hulle was uit die tempel uitgeskop deur die Jode. Maar hulle glo in die eerste 5 boeke, net soos die Jode. En Jesus kom en hy praat met die vrou oor ware aanbidding. Dat dit nie geheg is aan 'n berg of 'n tempel nie. Dis nie geheg aan jou boek of my boek nie. Dis nie geheg aan 'n plek nie. Dis nie geheg aan 'n volk nie. Ware aanbidding vind plaas in gees en in waarheid. Ons het vir mekaar gesê, ware aanbidding is nie nog 'n praise and worship aand nie. Dis nie om Christelike liedjies in jou kar te luister as jy ver pad ry nie. Dis nie om permanent geestelike musiek in die huis te speel nie. En 'n ding wat ek na die tyd besef het, en ek wil dit tog met julle deel, dis tong en nie kies, maar is hartseer. Party mense reken dat dis super geestelik
as in die voorportaal van my huis die Bybel oop lê. Jy weet dit. Maar as jy jou vinger so oor daai bladsy trek, dan sien jy, man, dis eintlik 'n wit bladsy, nie 'n bruin bladsy nie. Want daai Bybel lê daar oop, nog ongeskuif, nog nooit geblaai nie, nog nooit gelees nie. Sien, ware aanbidding is nie net aan die buitekant nie. Dis wat aan die binnekant ook gebeur. En dan bevestig Jesus vir hierdie vrou, hy praat met haar, sy wil die heeltyd hom vleeslik aanvat, sy wil die heeltyd dinge met haar kop uitredeneer, sy stry met hom oor die put, sy stry met hom oor aanbidding, sy stry met hom oor 'n klomp goed, en al wat Jesus doen is hy verander die gesprek die heeltyd na die geestelike rigting toe. Sy wil praat oor die put, Jesus praat oor lewende water. Sy wil praat van die tempel, Jesus praat van haar oor ware aanbidding. En hy oortuig haar toe op die ou einde dat hy die Messias is. Deur wat te doen? Kan julle onthou wat het hy gedoen om haar te oortuig dat hy die Messias is, die verlosser van die wêreld? Hy het haar lewe vertel. En as ons dit reguiter wil sê, hy openbaar haar sonde. Hy sê, ek weet wat het jy aangejaag. Ek weet waarmee was jy besig. Sien, ware bekering, ware verlossing begin wanneer my sonde geopenbaar word. Want anderste, waarvan word ek bekeer? Waarvan word ek verlos? Wat beteken dit dan nou eintlik by my? Maar die manier hoe Jesus dit doen, was die hart agter dit, was wat belangrik was. Hy het nie geoordeel nie, hy het oortuig. Hy het nie veroordeel nie, hy het verlos. Amen. En dan vertel hy haar alles van haar verlede, en ons sien dit is die einde van die gesprek. Vers 27, ons het laasweek by vers 26 afgesluit, vanaand spring ons weg in vers 27. Ons sien die gesprekke tot 'n einde gekom. Jesus se disippels was vooruitgestuur om te gaan kos haal. Nou is hulle op pad terug, hulle het kos gekry, hulle is op pad terug na Jesus toe. Vers 27 sê, juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom. En hulle was verbaas, omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. En dan die mooi in hierdie vers, tog het niemand gevra, wat wil u van haar hê, of waarom praat u met haar nie? Sien, ons het laasweek gesien dat Jesus verlos ons van ons sondes, hy verlos ons van ons verlede, deur die manier hoe hy met ons praat. Maar daar's 'n mooi ding wat in hierdie versgedeelte gebeur. Jesus verlos sy disippels van hulle gemaksones. Want sien, net soos wat dit vir die vrou vreemd was, dat 'n Jood met haar sou praat. En ons het nou gesien, in die gesprek het haar hart meer oopgegaan. Jesus het beweeg van Jood, na meneer, na profeet, en so aangegaan, na meester en so aan. Ons sien nou verder aan in hierdie teksgedeelte, bereik dit die klimaks. Maar net soos wat dit vir haar vreemd was, dat 'n Jood met haar praat, net so moes dit eintlik vir die disippels vreemd gewees het, dat hy met 'n Samaritaan praat. Maar daar's een ding wat die disippels al besef het, en dis die ding wat ek en jy besef. Onthou, hulle spandeer tyd met Jesus. Hulle spandeer tyd in sy teenwoordigheid, en die ding waarvan hulle ontslaag geraak het, is daai gemaksones. Want hoor wat sê die teksgedeelte, sê, tog het niemand gevra, wat wil u van haar hê, of waarom praat u met haar nie? Op pad terug sien hulle Jesus praat met die Samaritaanse vrou, en die normale reaksie sou gewees het, hoekom praat hy met 'n Samaritaanse vrou? Weet hy wat is die prosedure? Weet hy wat is die reinigingsrituele waardeur ons nou moet gaan? Hoekom praat hy met 'n Samaritaanse vrou? Nou is dit onrein, nou moet ons weer buite die stad gaan wag, ons moet onsself skoonmaak, voordat ons nou kan verder aangaan. Maar omdat hulle genoeg tyd met Jesus spandeer het, het hulle hierdie ding besef. Jesaja praat, in Jesaja 43 vers 19, hy sê, kyk, ek gaan iets niets doen. Ek gaan 'n nuwe ding doen. Ek gaan op 'n nuwe manier werk. Die ou waaraan julle vasgehou het, die feit dat die Samaritane verwerp was en vuil was en die honde was, dis verby. Ek gaan 'n nuwe ding doen.
Ek woon eendag 'n konferensie by en ek het 'n baie kort geheue en ek onthou nie altyd. Ek onthou ek was daar. Maar daar was hierdie een ding gesê wat by my gebly het. Want ek glo dit is die een ding wat die Here wil hê ek en jy moet ook besef. Die grootste hindering vir herlewing in die era waarin ons vandag leef, dis die mense wat betrokke was by die vorige een. Dis nie die vyand nie. Dis nie die regering nie. Dis nie finansies nie. Dis mense wat vashou aan die ou manier van dinge doen. God het een keer so gewerk, God gaan altyd so werk. Dis nie wat sy woord sê nie. Sy woord sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. En die disippels het dit besef. Hulle het besef, ons kan nie van Jesus verwag om altyd dieselfde ding te doen nie. Hy doen goed anderste. Hy doen goed op maniere wat die ander rabbies nie doen nie. Hy praat met Samaritaanse vrouens. Ons weet nie hoekom nie. Ons weet nie waarom nie. Ons weet nie wat is sy plan nie. Maar ons gaan nie vra daaroor nie. Sien, soms is ons grootste briek, ons grootste rem, ons grootste blokkasie gebeur hier tussen ons eie ore. Want ek wil dit uitredeneer. Here, U het laasweek dit so vir my gedoen, hoekom lyk dit nou anders te die week? Here, laasweek het U vir my gesorg deur vir my 'n salaris te gee, die week het ek nie 'n salaris nie, nou wat nou? Here, laasweek het ek met 'n kar op en af gery, die week moet ek stap. En die Here doen goed op 'n ander manier. Hy doen nooit dieselfde ding nie. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ons wil so graag vashou aan een ding wat gewerk het in die verlede. Ons wil nie 'n nuwe ding doen nie. Ons sien dit is 'n gemaksone. Here, ek weet, as ek op 'n Sondag hier instap, gaan ons praise and worship, ons gaan die woord hoor, en dan gaan ons huis toe. Moenie aan dit kom krap nie. Moenie dit op 'n ander manier doen nie. Moenie preek en dan worship nie, want dan weet niemand wat aangaan nie. Moenie net worship nie, want ek dink al hoe meer en meer is die Here besig om my uit te daag. So julle is nou die elite groepie wat die Sondag wat dit gebeur, gaan julle weet wat aangaan. Maar ek dink ons moet een Sondag net nie sing nie. Ons moet sê daar gaan praise and worship wees. Ons moet sê dit gaan tyd wees vir aanbidding. Maar net niemand op die verhoog nie. Kyk of ons in gees en in waarheid kan aanbid sonder musiek. Kyk of jy die Here kan aanbid in jou binnekamer, in jou persoonlike taal wat hy vir jou gegee het, in jou gees. Kom ons doen iets anderste. Ons doen iets niets. Jesus praat met die Samaritaanse vrou, en al hoekom die disippels nie onkant gevang was nie, is want hulle ken hom al. En dis die geheim. As jy Jesus Christus ken, gaan die goed jou nie onkant vang nie. Gaan jy kan aanbid sonder musiek? Gaan jy 'n boodskap ontvang al preek niemand nie? Gaan jy die Here se teenwoordigheid voel al is daar nie viole en gitare en klaviere in die agtergrond nie? Amen. Vers 28. Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê. Kom ons stop net gou daar. Die vrou het haar waterkruik daar gelos. Nou, hoekom op aarde sal sy dit doen? Op sy van plan om terug te kom, is dalk die rede. Haastig om te gaan, ons is amper daar. Sien, die vrou spandeer tyd en moeite om in die hitte van die dag te gaan water skep. Nou, water is belangrik. Jy kan 40 dae sonder kos gaan, en jy gaan hier teen die 3de dag sonder water, gaan jy omkom, gaan jy Jesus ontmoet. Sy het so 'n bietjie van die, ja man, julle kom al hoe nader, julle gaan nou saam met my preek.
Sien, die vrou doen die moeite, hitte van die dag, gaan skep water, en dan los sy die pot net daar. En ek dink die rede wat daarvoor is, van wat voorheen belangrik was, is glad nie meer belangrik, nadat ek Jesus ontmoet het nie. Waarvoor ek gejaag het, en gehardloop het, voordat ek myself bekeer het, is glad nie meer belangrik, die dag as ek Jesus Christus ontmoet nie. Sien, die vrou besef, ek het nie eens meer hierdie water nodig nie. Sien, voordat jy tot bekering gekom het, en vir sommige van ons, was dit baie langer terug as ander. Sommige van ons het onder die kerkbanke groot geword. Ek het onder ander banke groot geword. So ek kan onthou die dae voor my bekering, ek was daar gewees, ek was bewus gewees van dit. En 'n ou jaag 'n klomp goed na. Jy jaag status na, jy jaag aansien na, jy jaag geld na, jy jaag besittings na, al hierdie goed, totdat jy jou oë slaan op Jesus Christus en dan besef jy, ek het niks van hierdie meer nodig nie. En ja, dalk was die vrou haastig om terug te gaan. Dalk was sy van plan om terug te kom. Dalk was dit al hierdie redes gewees, maar in 'n oomblik besef sy, dat daar is belangriker goed, as vir my om water te gaan skep. Daar's belangriker goed vir my, as om nog meer geld na te jaag. Daar's belangriker goed om te stres, as oor besittings, en wat gaan ek môre eet? Daar's Jesus Christus, en om sy naam te verkondig. Sien, as ons vanaand vir die Here moes vra, vir wat is 'n ware teken van iemand wat tot bekering gekom het, dan sou ek sê, is dit. Wil jy regtig weet of iemand bekeer is? Wil jy regtig weet of hulle Jesus Christus ontmoet het? Kyk, wat is vir hom belangrik? Is dit nog dieselfde goed as gister? Of het hy 'n nuwe prioriteit gekry? Ek wil vir julle lees Filippense 3 vers 12 tot 14. Paulus skryf hierso. Seker een van die mense oor wie se bekering ons die minste hoef te wonder. Hy sê, nie dat ek dit al verkry het of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek selfs reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek uit na wat voor lê. Ek beer voort na die wenstreep om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Ware bekering is nie om perfek te wees nie. Paulus, waarvoor ons nie onseker hoef te wees of hy tot bekering gekom het of nie, hy skryf 2/3 van die Nuwe Testament, hy bepaal die teologie, die dogmatiek, die sistematiese teologie, bepaal hy vir die kerk vandag. Ons leer nou nog goed wat Paulus geskryf het, ons hoef nie te worry oor sy bekering nie, maar bekering beteken nie perfek nie, want hier sê hy, ek reken nie dat ek dit alreeds verkry het of volmaak is nie. Hou op 'n vraagteken agter iemand se bekering sit, omdat sy lewe nog nie perfek is nie. Dis nie waar die vraagteken hoort nie, die vraagteken hoort, het jy al omgedraai, en 'n ander ding gejaag. Want dis wat Paulus verder hier sê, hy sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek strek uit na wat voor my lê. Ek hardloop agter die prys aan wat God voor my gesit het. Dis ware bekering. Sy prioriteit skuif. Want sien, die vrou het tot bekering gekom. Die vrou het Jesus Christus ontmoet, maar sy was nog steeds die slegste. Sy het nog steeds 5 mans gehad. Sy was nog steeds verwerp. Sy was nog steeds 'n Samaritaan. Maar haar prioriteite het geskuif. Jou omstandighede bepaal nie jou bekering nie. Jou doel bepaal jou bekering. En dan sien ons 'n mooi ding. Die teksgedeelte sê verder, die vrou het haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gaan sê. Wat gebeur
En die van julle wat nou kinders het, sal meer verstaan en beter weet. Wat gebeur net nadat 'n kind gebore word? Hy begin huil. Hy begin skree. Ontdek 'n paar pype, 'n paar longe, 'n keelgat. Wat gebeur met die vrou net nadat sy wedergebore word? Sy bly nie stil nie. Sy begin praat. Soos 'n baba wat nuut gebore word en skree. Haar was eers 'n bietjie pakslaag gewees. Man, die woord van God is mooi. Sy kry ook daai hou op die bout. En dan begin sy skree. En sy kan dit nie terughou nie. Want sien, dit wat die Here hier vir my gedoen het, besef ek, is nie net vir myself nie. Ek moet dit gaan deel. Ek moet vir die mense gaan vertel. Ek moet getuig, ek moet vir hulle sê, kom kyk, hierdie man wat alles vir my vertel het wat ek gedoen het. Vers 29. Die vrou se woorde. Kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe? Sien, ek het nie baie opgelet in Afrikaans nie, so baie keer hoe 'n ding geskryf is, maak nie vir my lekker sin nie. So dan gaan kyk ek 'n ander vertaling. Hoor wat sê 'n ander vertaling. Hy sê, die vrou sê, kom kyk self, 'n man het my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie dalk die Messias nie? Dis wat sy vir die mense vra. Is hy nie dalk die Messias nie? Kom kyk, hy het vir my alles vertel. Haar eerste reaksie na bekering, haar eerste reaksie na wedergeboorte, is om te gaan getuig. Dis wat God van my en jou wil hê. Dis gaan getuig. Gaan praat met die mense. Gaan vertel vir hulle. Nou, weet julle wat is nie 'n getuienis nie? 'n Getuienis is nie om 30 minute te spandeer om vir die mense te vertel hoeveel bottels het jy oopgemaak en doppies het jy plat getrap nie. Dis brag. Dis nie getuig nie. Getuig is om te sê, ek was verlore. En jy kan tyd daarop spandeer. Jy kan vir mense laat verstaan hoe verlore jy was. Maar moenie daar vashak nie. Die belangrike gedeelte van getuienis is om by die punt te kom waar ek sê, maar toe tree Jesus in. Die vrou se getuienis was 10:10 iets in die sin van, ek was 'n sondaar gewees, ek het 'n klomp mans gehad, sy begin die gesprek met die man het my alles vertel wat ek gedoen het, sy het daar gedraai, maar sy gaan onmiddellik in die volgende sin en sê, is hy nie dalk die Messias nie? Moenie Jesus in jou getuienis vergeet nie. Die belangrike, die kruks van die verhaal is wat het hy gedoen? Dis wat getuienis is. Ons het in die vorige woordskole het ons hierdie hoe kan ek dit nou sê? Nou evolusie is nie 'n vloekwoord in die kerk nie, maar haar persepsie van Jesus het deur 'n vorm van evolusie gegaan. Dit het verander. Sy begin deur om vir hom te sê, maar u is 'n Jood, hoekom wil jy met my praat? En dan praat Jesus verder met haar, en dan noem sy hom meneer, nadat sy bietjie openbaring gekry het van wie hy is. En dan praat hy nog meer met haar, en dan noem sy hom 'n profeet, nadat hy vir haar vertel het van die hoeveel mans wat sy gehad het. En nou is hy die Christus, die Messias, die verlosser. Ons kan sien hoe hierdie vrou se persepsie van Jesus verander, soos wat haar verhouding met Jesus groei. En hier kry ons 'n antwoord vir 'n vraag wat so baie mense vra. Daar's min mense wat dit hardop vra. Maar is 'n vraag waarmee ons almal al geworstel het. Dus hoe glo ek meer? Hoe glo ek dat Jesus Christus alles kan doen? Hoe hou ek op twyfel? Hoe groei ek in my geloof in Jesus Christus? Hier sien ons die voorbeeld. Leer hom ken. Spandeer tyd by hom.
Vers 30. Ons kom terug, ons praat nou oor die disippels. Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Nee, ons praat nie van die disippels nie, verskoon my. Ons praat van die mense wat haar gehoor het, die ander Samaritane. Nadat sy getuig het, nadat sy gesê het, kom kyk self, 'n man het my alles vertel wat ek al gedoen het, is hy nie dalk die Messias nie. Vers 30 sê, hulle het uit die dorp uitgegaan en was op pad na hom toe. Wat sien ons kweek hierdie vrou by Jesus Christus, by die mense? Nuuskierigheid. Dis al wat jy hoef te doen. Dis plant net daai saadjie. Dis al wat die vrou gedoen het. Sy het net die saadjie geplant. Sy het net nuuskierigheid gekweek. Sien, en ons almal ken mense. Kan julle dink hoekom hulle nuuskierig was? Hulle wil ook hoor wat het Jesus van die vrou gesê. En dis die eerste rede. Hulle is kindernuus. Tweede rede is wat het Jesus van my te sê? Ek wil ook gaan uitvind. As hy hierdie vrou so kon aanraak, as hy dit met haar lewe kon doen, wat gaan hy vir my sê? Ons wil getuienis, wil ons soms 'n preek maak. Is nie dieselfde ding nie. Ek dink, ons mis soms die krag agter 'n getuienis, omdat ons te veel wil sê. Ons wil die storie te lank maak. Ons wil 'n preek skryf en ons wil Bybelverse gaan soek. Die vrou het nog nie eers die Nuwe Testament gehaat nie. Jesus het nog nie eens aan 'n kruis gesterf nie. Haar getuienis was net, kyk wat het die Here vir my gedoen. Dis jou getuienis. Dis al wat dit is. Kyk wat het die Here vir my gedoen. En dit was genoeg om mense nuuskierig te maak. Vers 31 tot 33, ons gaan dit so saam lees. Intussen het sy disippels by hom aangebring en gesê, Rabbi, eet iets. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels vra toe onder mekaar, iemand het tog nie vir hom iets te eet gebring nie. Sien, die disippels het nou die vrou gesien terugloop dorp toe, en toe hulle by Jesus kom met die kos, besef hulle, dis nou tyd om te eet. Hulle het nie vrae gevra nie, ons het dit nou gelees, hulle het nie gewonder hoekom die vrou daar was nie, hulle het net die opdrag uitgevoer, Jesus het ons gestuur om kos te gaan haal, ons is nou hier met die kos, kom ons eet. En dan raak hulle die mekaar met Jesus se antwoord. Hoekom? Wat is die laaste 2 hoofstukke? Wat is die herhaaldelike tema wat ons sien, die mense deurgaan? Eers gebeur dit met Nikodemus. Jesus praat met hom, en Nikodemus redeneer in die vlees, maar Jesus praat in die gees. Hy praat met hom oor wedergeboorte, en Nikodemus vra vir die Here, maar ek is dan 'n ou man, hoe kan ek weer in my moeder skoot inklim en weer gebore word? Dit maak nie sin nie. Jesus praat met hierdie vrou oor water en lewende water, en sy vra vir hom, maar meneer, eet nie eens 'n skep ding nie. En hier gebeur dieselfde ding met die disippels. Hulle kom daar aan en sê, okay Here, hier is die kos, ons het dit nou, gaan ons nou eet. En hy sê vir hulle, julle verstaan nie, ek het voedsel waarvan julle nie eers weet nie. En dan vra hulle onder mekaar, het iemand anders te vir hom iets gebring om te eet? Sien hulle, ou kan hulle ook nou nie eintlik kwaadlik neem nie, want dit was tog die opdrag gewees. Jesus het hulle gestuur om kos te gaan haal. Sien, Jesus wys vir ons iets van sy hart teenoor die Vader as hy dit sê. En as die disippels maar net hierdie een ding geleer het, dat Jesus kommunikeer baie meer met jou geestelikheid. Hy praat baie meer met jou gees as wat hy met jou vlees praat. As hulle dit kon besef het hulle hierdie gedeelte van Jesus se hart raak gesien en sou dit vir hulle iets beteken het. Ek en jy,
Ons as die lesers van hierdie storie is in die bevoorregte posisie om 2000 jaar later die hele prentjie te sien. So vir ons is dit nie moeilik om te sien dat Jesus praat eintlik van die feit dat hy nou hierdie vrou sy lewe verander het nie. Die feit dat hy hierdie vrou nou tot bekering gebring het. Dit is sy voedsel. Sien, hy verwys na die gesprek wat hy met hierdie vrou gehad het en dat haar hart oopgegaan het en sy begin glo het. En Jesus sê, dit is vir my genoeg. Soveel so dat ek nie eens kos nodig het nie. Sien julle iets van Jesus se hart? Sien, Jesus het aarde toe gekom vir een ding. En uit hierdie een ding het daar 'n klomp goed gebeur. Maar om dit terug te vat na een enkele doel toe, is dit hierdie doel. Jesus het 'n missie gehad. Johannes 6 vers 38. Hoor wat sê dit? Dit sê, want, Jesus praat self, ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jesus se missie om die wil van die Vader te doen. Jesus se doel, Johannes 5 vers 30. Hy sê, uit myself kan ek niks doen nie. Ek oordeel volgens wat ek hoor en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. So, Jesus se doel op aarde, om die wil van die Vader te doen. Jesus se begeerte, hoor wat sê die psalmskrywer in Psalm 40 vers 9, dit sê, dit is my begeerte om u wil te doen, my God, want u voorskrifte is in my hart, om die wil van die Vader te doen. Tot wanneer dit kom by liggaamlike voedsel, by liggaamlike opbouing, by wat my liggaam nodig het, sê Jesus, maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om van te eet waarvan julle nie weet nie. Die feit dat hy die Vader se wil gedoen het, was vir hom tot so 'n mate toe genoeg, dat hy skielik nie meer die vleeslike goed nodig gehad het nie. As ons mekaar vanaand die vraag moet vra, hoe oorwin ek die vlees? Dan is die antwoord, deur die wil van die Vader te doen. Begin sy wil doen. Vers 34 kom Jesus en dan sê hy, en Jesus het vir hulle gesê, nadat hulle nou geredeneer het, het iemand vir hom kos gebring, wat gebeur nou hier? Sê Jesus vir hulle, my voedsel, en hier is dit weer, is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Dit was sy alles gewees. Sien, alhoewel Jesus sy disippels geweet het, dat daar iets anders is aan hom, en dat hy dinge op 'n nuwe manier doen, vra hulle mekaar nog steeds hierdie vraag, maar het iemand vir hom iets gebring om te eet? En ek dink nie dit is verniet 'n herhaaldelike tema hier in die begin van Johannes, dat Jesus praat uit 'n geestelike oogpunt, en mense probeer dit uitredeneer uit 'n vleeslike oogpunt uit nie. Ek word herinner aan 'n ander verhaal in die Bybel. Petrus staan in die bootjie, en Jesus staan op die water. Jesus is besig met 'n geestelike aksie. Hy is besig om in die gees te wys dat hy beheer het oor al die aarde. Petrus staan in die bootjie, 'n mensgemaakte bootjie in die vlees, en die Here sê vir hom, vat 'n tree. Kom uit hierdie wêreld uit. Kom uit hierdie mensgemaakte stelsel uit. Vat 'n tree in die geestelike in. As Petrus daar gestaan het, en hy het ook vleeslik geredeneer, as hy nog nie sy les geleer het in al hierdie tyd saam met Jesus nie, as hy nog steeds gedink het, maar die Here, maar hoe gaan dit nou werk? Hierdie is water. Ek kan nou nie hierop loop nie, dus 'n mens sink. As hy daar gestaan het en gesê, Here, my naam beteken rots, weet jy wat gaan gebeur as ek hier uitklim? Ons mis soveel geleenthede vir die Here om goed vir ons te doen. Want wanneer hy in die gees met ons praat, kyk ons in die vlees vas. Wanneer hy uit die bonatuurlike vir ons 'n opdrag gee, kyk ons in die wêreld vas. En dan mis ons dit.
Dis wonderlik om 2000 jaar later te lees en die dinge te sien en te weet die disippels het 'n fout gemaak, maar is eintlik hartseer. Dis eintlik hartseer dat hulle dit mis. Dis hartseer dat ons dit soms mis. Ek is seker daarvan as ek vir jou geleentheid gee om te gaan dink, gaan elkeen van ons iewers te kan opkom met 'n opdrag wat die Here vir ons gegee het uit die bonatuurlikheid wat nie sin gemaak het nie. En dan het die vlees ons gestop en gebreek en gekeer. Ek weet my lewe is vol sulke getuienisse. My lewe is vol stories waar ek agter 'n persoon in die mall of in die winkelsentrum stap en die Here sê vir my, gaan sê net vir daai ou ek is lief vir hom. Ek weet dit kom van die Here af, hy praat met my, maar ek kyk in die vlees vas. Want ek weet nie of dit die Here se sin vir humor is nie, maar dit sal gewoonlik hierdie groot, breë ouens met die wessies en die tattoos. En ek Ek lyk soos sy skaduwee as die son van bo af skyn. Kyk in die vlees vas. En ek mis dit wat God wil doen. Kan ons uit Johannes se herhaling iets leer vanaand? Ek dink die ding wat ons mis as die liggaam, die ding wat ons nie besef nie, wat ek graag wil besef, en wat ek graag wil hê elkeen van julle moet besef, is dat die geestelike riem en die geestelike wêreld en wat daarin gebeur, is meer van 'n realiteit as wat hierdie vlees is. Paulus sê in Korintiërs, 2 Korintiërs, sê hy, ons oë is nie gefestig op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare is tydelik en die onsigbare is ewig. Ek sien in my vleeslike oë hoe tel die ou my op en sit my in die rak. En al doen hy dit, al vererg hy homself net daar en dan. Dis nog steeds die vleeslike, dit gaan oukei wees. Jy gaan beter voel later met tyd. Maar jy was gehoorsaam en dit het vir jou 'n ewige ding bewerk. En in die ewigheid het dit 'n verskil gemaak. Mag ons dit wat die Here van ons vra, mag ons dit meer ernstig opvat as wat die vlees en die wêreld vir ons kommunikeer. Vers 34 weer, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Sien, vir Jesus was dit soveel belangriker om die wil van die Vader te doen as wat dit was om die vlees te bevredig. Ons sien dit in sy versoeking, Matteus 4 vers 1 tot 4 en ek lees dit so vinnig vir julle. Hierna is Jesus deur die Gees in die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Hy het nie net gevas en was oukei nie. Hy het nie gevas en omdat hy Jesus was en supergeestelik was, het hy nie honger geword nie. Daarom was dit vir hom maklik om die vyand teen te staan nie. Hy het gevas en honger geword. Die versoeking was daar, nie net die versoeker nie. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê, as hy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brood moet word. Maar hy antwoord, daar staan geskryf, van brood alleen sal 'n mens nie leef nie, maar van elke uitspraak uit die mond van God. Sien, hy vas vir 40 dae. Vir 40 dae net water. Natuurlik is hy honger. Natuurlik wil hy eet. En natuurlik is die begeerte om te eet nie verkeerd nie. Die versoeking is daar. Maar Jesus kies die wil van die Vader
bo sy eie vleeslike begeertes. Jesus antwoord die vyand uit 'n teksgedeelte in Deuteronomium 8 vers 3, dat ons leef nie van brood alleen nie, maar van die uitspraak uit die mond van God. Ons leef op die woord van God. En ek sê vir julle vanaand, hierdie is die een ding waarmee ons as mense meer sukkel as wat ons besef. Ons is so vas oortuig oor die goed wat ons nodig het. En ek praat nou nie van goed wat ons wil hê nie. Ek praat nie van begeertes nie. Ek praat van behoeftes. Soos water, soos kos. Weet jy wat is die grootste behoefte waaroor ons die vinnigste worry en die vinnigste vir die Here wil sê, Here, U weet ek het dit nodig, Here, geld. Ons bid so baie en sê, Here, U weet, en dit klink super heilig. Here, U weet hoeveel kos my kar, Here, U weet hoeveel kos my huis, Here, U weet hoeveel kos die kruideniers, Here, U weet hoeveel het ek nodig. Ek wil vir jou sê, Jesus weet dat jy dit ook nie eers nodig het nie. Want ons leef nie van brood nie. Ons leef nie van geld nie. Jy dink geld betaal jou kar elke maand. Nee, God doen. Jy dink geld sorg dat daar kos in die huis is elke maand. Nee, God doen. Ons is so vas oortuig oor wat ons nodig het, dat dit beheer ons lewens. Jy het niks nodig nie, jy het nie nodig om klippe in brood te verander nie, jy het nie nodig om geld uit die hemel uit te bid nie, jy het nie nodig, jy leef van elke uitspraak uit die mond van God uit. Amen, amen. En Pieter sê, dit sê in die laaste dae, gaan jy met geld in jou hand staan en jy gaan nie eens kan koop nie. Sien, die wêreld kan tot geld se waarde by jou wegvat. Maar die waarde van die woord van God, kan hy nooit van jou wegvat nie. Nooit nie. Sien, Jesus sê nie dat sy voedsel sukses is nie. Sy voedsel is nie resultate nie, sy voedsel is nie mense wat reageer nie, sy voedsel is nie geld nie, sy voedsel is nie erkenning nie, sy voedsel is nie brood en visies nie, sy voedsel is om die wil van die Vader te doen, dit is waarvan jy leef. Elke uitspraak van die woord van God, dit beteken nie net ek gaan oorleef as ek dag na dag die woord sit en lees nie, dit gaan vir jou nie veel beteken nie. Jy leef deur om dit wat die woord te sê, te doen. Jakobus sê, julle moet ophou om hoorders te wees. Begin doeners word. Begin die woord uitleef, dan sal dit vir jou voedsel wees. Vers 35. Voordat ons die vers lees, wil ek vir jou 'n prentjie skep. So as jy nodig het om jou oë toe te maak, om jou verbeelding te gebruik, doen dit. So Jesus is nog by die put. Sien die put in jou gedagtes. En sy disippels is by hom met die kos. En die vrou is dorp toe om vir die mense te gaan vertel van wat Jesus doen. En terwyl Jesus met sy disippels praat, kan ek my indink, sy oë lig vir 'n oomblik op die horison en hy sien die skare mense aangeloop kom. Hy sien die Samaritane, hy sien die vrou tussen hulle wat getuig en vir die mense vertel, en hy sien hoe hulle aangestap kom, en dan skryf Johannes Jesus se volgende woorde. Jesus sê vir hulle, sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en aanskou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Jesus praat met sy disippels oor sy voedsel, en die volgende oomblik verander hy die rad so bietjie, en hy draai bietjie hierdie kar in 'n ander rigting,
En sien soos wat die Samaritane aangestap kom, soos wat die vrou hulle gaan haal het, kyk Jesus oor sy disippels se skouers, en wat sien hy? Hy sien die verwerpdes, hy sien die verloores, hy sien die minstes, hy sien die armstes, hy sien die vuilstes, hy sien die slegstes, hy sien die Samaritane. En hy sien 'n oes. En ek dink met trane in sy oë sê hy vir sy disippels, julle dink die oes kom eers oor 4 maande. Julle dink ons is op pad na die plek toe waar ons die oes gaan haal. Julle dink dit is onder die Jode. Julle dink as ons eers in Galilea aankom, dan sal ons by die mense uitkom. Hy sê, maak julle oë oop en kyk om julle. Die oes is hier. Dit wat julle verwerp het, dit wat julle gedink het vir niemand reg is nie, dit wat julle dink 'n vloek is. Kyk, die oes is reg. En is wit. Die oes staan hier by julle, reg om gepluk te word. Sien, en ek dink as Jesus vandag hier in ons midde tasbaar was en hy kon met ons praat, sou hy die volgende vir ons gesê het, want dis die idee waarop dit neerkom. Hy sou my plek hier oorgevat het, en hy sou vir julle gesê het, vir ons gesê het, want ek weet ek is ook skuldig hieraan. Hy sou gesê het, julle sit en planne beraam, om die dokters in die gemeente te kry. Julle sit in planne beraam om die prokureurs in die gemeente te kry. Julle sit in planne beraam om die besigheidsmanne en vroue in die kerk te kry, die eerste spankaptein, die skoolhoofde, die mense met aansien. Julle jaag agter hierdie mense aan. En julle maak planne om hulle hier te kry. Julle sit in planne beraam en wil hulle soms teen hulle wil kerk toe sleep. Kyk om jou. Die oes is gereed. Die ou wat langs jou sit by die werk, wat nie aansien het nie. Wat 'n laer pos as jy het, wat jy minag. Die oes is reg. Die ou wat vir jou werk, wat nie by 'n kerk uitkom nie, wat vasgevang is in sonde. Die oes is reg. Die mense in wie niemand belangstel nie. Die mense wat nie noodwendig die finansies van die kerk gaan laat groei nie. Hulle is reg. En ek sê nie daar's fout daarmee om by die ander mense uit te kom nie. Daar's nie fout daarmee om by die dokters uit te kom nie. Daar's nie fout daarmee om die prokureurs te gaan bekeer nie. Daar's nie fout daarmee nie. Die probleem is waarna jaag jy? Jaag jy na die aansien wat hierdie mense bring? Jaag jy na die moontlike finansiële stigting wat hulle vir die kerk gaan bring? Waarna jaag jy? En ek jammer as hierdie nie vir jou veel beteken nie, dalk het die Here met my gepraat en ek deel dit net met julle. Dink jy ons is te goed? Dink julle ons is te goed om ons bediende te bekeer? Waarna jaag ons? Sien, hierdie mense staan en wag, die oes is reg om gepluk te word. Ons moet nie die mense met min aansien mis nie. Die mense wat down and out is. Die mense wat Jesus met desperaatheid nodig het. Die Samaritane was teologies verwerp, was rasmatig verwerp, godsdienstig onrein, 'n vloek vir die Jode. Hoeveel keer kyk ek en jy na mense en dan dink ons, nee, julle moet maar eerder net in die kerk toe kom nie, asseblief. Ja. Jy weet, dit was 'n werklike ding gewees. Daar was vir mense in kerke gesê, gaan sit julle net agter asseblief. Hier is vir julle 'n blok. Julle lyk en ryk almal dieselfde, sit julle hier. Dit is so.
Ek het 'n storie gehoor van 'n pastoor wat, en dalk het julle dit al gehoor, hy het vir week na week na week dieselfde preek oor liefde gepreek. Elke week. En op 'n stadium raak die mense omgekrap. En dalk is hierdie nou my verbuiging van die storie, maar dit gaan nie oor die storie nie, dit gaan oor die boodskap agter die storie. Na 'n paar weke kom die raad na hom toe en hulle sê vir hom, hoorie so pastoor, ons waardeer jou en is baie goeie boodskap, regtig. Ons weet dis 'n baie goeie boodskap, ons het hom nou al 'n paar keer gehoor. Dink jy nie dis tyd om hom te verander nie? Ons verstaan nou liefde, dis reg. Ons het dit, kan nou maar aanbeweeg. En die volgende Sondagoggend trek hy homself soos 'n boemelaar aan. En vat bietjie alkohol en spuit dit hier oor hom, sodat hy nou ryk ook, en smeer sy gesig toe. En die oggend vroeg voordat die koster daar is, gaan sit hy voor die hek. En eers kom die koster by hom en vra, meneer, jy kan nie hier sit nie. Ons gaan nou kerk hê, jy kan nie dan nie wees nie. Ons het nie vir jou kos nie, ons het nie vir jou geld nie. Jy moet asseblief, voordat die mense kom, moet jy jou wy kry. Die koster maak toe nou maar die hek oop en gaan in, en met die hoop dat hierdie man nou gaan loop. En die mense kom in, en die man stap toe nou maar saam in, en gaan sit by die kerk se deur. Vra vir niks nie, bedel nie, is net daar. En een vir een, soos die raad verbykom, en die ouderlinge verbykom, en die bedieningsleiers verbykom, wil hulle hierdie man net vir hom sê, hoorie so, ek dink is tyd dat jy moet gaan. Hier's nie plek vir jou nie. En toe nou genoeg mense met hom gepraat het, toe haal die pastoor nou die gremering en die goed af. Sê, julle het nog nie genoeg van liefde gehoor nie. Julle het nog nie liefde vir mense ontwikkel nie. As jy werklik die Vader se hart het, gaan jy na 'n Samaritaan kyk, en jy gaan besef, daar's nog iemand wat die Here nodig het. Gaan jy die boemelaar sien op pad kerk toe, en jy gaan vir hom sê, hoorie so, jy gaan hom nie net nooi nie, jy gaan vir hom sê, hoorie, kan ek jou 'n lift gee? Wil jy inklim? Kom, ek vat jou. Jesus kyk na hierdie mense, en hy sien 'n oes. En waarna jaag ons? Ekskuus? Ons jaag 'n klap na. Dis net ons hoekie. Ons hoor die. Ek het hier vir my 4 vrae geskryf, en die Here het hard met my gepraat hierdeur. Jaag ons mense se beursies na, of hulle siele? Wat soek jy? Jaag ons hulle velkleur na, of hulle siele? Jaag ons hulle invloed na, of hulle siele? Jaag ons hulle status na, of hulle siele? Ek dink dit is vir ons duidelik om te weet, wat was vir Jesus die belangrikste. Nie 'n saak gehad met hoe die persoon aan die buitekant gelyk het nie. Hy het omgegee oor sy siel. Ek en jy, soos die disippels, soos die vrou, soos Nikodemus, is nog op 'n plek waar ons na mense en omstandighede en situasies deur vleeslike oë kyk. En weet jy wat gaan jou vleeslike oë vir jou wys? Net probleme. Net die vlees. Net alles wat skeefloop, alles wat fout gaan. Maar wanneer ek kyk deur die oë wat Jesus gehad het, dan sien ek 'n oes. Dan sien ek, hier's nog iemand wat ek na die Here toe kan lei.
dan skielik raak ons soos die vrou, en kan ons dit nie terughou nie. Want dit is vir almal bedoel, vir elkeen. Sonder uitsluiting, sonder voorwaardes, sonder al wat Jesus Christus sê. Glo net. Glo net in my en jy gaan gered word. Jy hoef nie vir iemand te kommunikeer, hoor hierso, gaan bad eers en dan kom jy kerk toe nie. Jy hoef nie aan iemand te kommunikeer, gaan sort jou lewe uit, hou op vloek, hou op drink, hou op rook, en dan kom jy kerk toe nie. Kom net. Hoekom wil ons 'n filter sit op wie mag kom en wie mag nie kom nie? Maar Jesus het nie 'n filter opgesit nie. As Jesus die Samaritane na hom toe kon aantrek, kan ek en jy enigiemand na ons toe aantrek en sê kom net. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, U is ons verlosser, ons heilige Here, ons almagtige God, ons begin en ons einde, ons alfa en ons omega, liewe Heer, die sterke God waaraan ons vashou, die ewige Vader, Here, ons trooster. Here, ons wil vir U al die eer kom gee en al die aanbidding van ons harte, Here, en ons wil kom sê, Here, U verdien dat ons lewens voor U uitgiet, ons lewens voor U neerlê as heilige offers, Here. En Here, as U liggaam wil ons vanaand kom bely en sê, Here, ons is so jammer. So jammer dat ons party mense uitgesluit het. Vir ander gesê het, hulle is nie welkom nie. Vir party gesê het, hulle is nog nie goed genoeg nie. Here, ons lees vanaand dat U hart was vir die Samaritane, vir die heidene, vir die verlore mense. Here, waar ons vlekke en foute gesien het, liewe Heer, het U 'n oes gesien. Here, my gebed is dat U ons sal vergewe, maar dat U ook ons oë sal oopmaak om mense te sien, Here, soos wat U hulle sien. Here, gee vir ons 'n liefde vir verlore mense. Here, gee vir ons 'n sielelas, sodat ons meer bekommerd sal wees oor die persoon se siel as sy aansien. Meer bekommerd sal wees oor sy siel as wat hy na die tafel toe bring. Meer bekommerd oor sy siel as oor hoe gou hy verander en beter word. Here, help ons, sodat ons mense sal sien soos wat U hulle sien, Here. Dat ons nie eksklusief dit net vir onsself wil hou nie, Here, maar dat ons werklik na die uithoeke van die aarde toe sal gaan en mense leer en doop. Here, soos wat U opdrag was. Here, dankie dat U woord ook vir ons bevestig, dat deur om U wil te doen, deur om die oes te sien en die oes te gaan haal, deur om U naam te verkondig, Here, daardeur voorsien U vir ons. So baie dankie, Here, dat U ons dag na dag vergewe en ons red en ons weer skoon was van dit wat ons verkeerd gedoen het gister. Dankie vir nog 'n geleentheid, Here, om dit reg te doen. Ons loof U en ons prys U en ons bid dit alles in U wonderlike en almagtige en heilige naam alleen. Amen en amen.